Is jy nie bang nie? En jy, Johan? Nee. Wat was vir jou die lekkerste? Was die nuus toe mamma vir julle sê, het julle gedink julle gaan by mevrou Naboom bly? Ja. Vertel 'n bietjie vir pappa wat jy gemaak het toe ek vir jou sê. Julle kan saam gaan. Hoe het julle geweet julle gaan saam? Was julle verras toe mamma vir julle sê van die inentings? Ja. Ek het al amper onderste bo gespring toe ek hoor ek kom saam. Is jy baie bly, Obo? Baie bly. En jy, Jacques? Ja. Wat is vir julle nou die lekkerste geweest? Die vliegtuigtrip? Of om saam met mamma te kom of om vir my te sien? Om vir jou te Hoe ek dog so. Dis 'n goeie vraag, ja. Nee, Johan, jy moet ons 'n bietjie vertel, jong, die kamp, is dit hierdie tent en dis die eerste keer dat julle so 'n lekker toilet het, hè? Ja. Was julle bang julle val in die gat in? Ek dink die Leen was die eerste dag bang sy gaan. Sy het hierdie ding so bekyk van al die kante af en toe het sy hom so 'n bietjie uitgetoets met haar klere aan, net om seker te maak Hy is sy sterk genoeg. Ja, sy het daar binnekant gaan beland. Luister en toe ons opry, toe was Johan baie teleurgestel. Daai kamp daarbo, dit was al 'n mooi kamp daar op die sokkerveld, né? Vertel 'n bietjie, jong, was dit vir jou oulik daar? In die begin was dit nie baie oulik nie. Dit was so bosie, dit was 'n klim. Die muskiete het jou aan mekaar gebyt. En daar was nie 'n tent opgeslaan, niks. Daar was nie 'n toilet nie, daar was nie 'n stort nie. En toe Toe wil jy wil toe sommer dadelik terugkom. Ja. En toe sit die lorry nog vas daar by agriculture se bordjie. Moes ons soen toe ry. Toe ons terug gaan sokkerveld toe, toe sit al donker. Toe moes ons in die cruiser sit terwyl die groot mense die tent opgesit het. Toe eet ons daai aand net brood met net botter op. Ja, ons het maar dik snytjies geëet, nee, ons het sommer sulke stukke geëet. Ja, seker. Ons kon nie koffie drink nie, ons kon nie stort nie, ons het maar vuil gaan slaap, nee, dit was daarom nie baie lekker nie. Dis klere. En nou, wat het julle die meeste geniet van hierso? Die klapperkarre? Of die draadkarre? Of die ry op die Ford? Of wat? Die draadkarre. En die suikerriet is ook lekker geweest, né? Ja, baie lekker. En wie die draadkarre vir julle gebou? Jock het myne gebou en mannetjies het syne gebou. En jou, nee, Helene? Ek weet nie wie dit vir my gebou het. Was dit nie James nie? Ja, James het. So was mooi karre. Met 'n boombaard voor, né? So jy het die enigste een met 'n So jong, nou ongelukkig moet julle nou die slegte nuus is nou dat pappa het nou nie vir julle dit gesê nie, maar julle moet nou die 16de terug gaan. Maar ons kry nie 'n kaartjie op die 22ste nie. So julle moet nou terug wees Dinsdag as die skool begin. Nee, ek dink ons maak dit nou liewer die volgende week. Né? Ja. Maar nou moet julle, maar julle is seker nou al moeg vir hierdie plek. Ja. Sou julle eerder in Durban wil wees? Hæ? Nee. Die meer is lekkerder as Durban. Nou wie het dit vir ons moontlik gemaak om hier te wees? Jesus. Ja, dis reg. Wie sê jy, Helene? Helene? Wie het vir ons hierso kans gegee om hier te wees? Jesus. Dis reg. Tabak is 'n groot uitvoerproduk van Malawi. Hier staan talle vragmotors by die tabakkoöperasie wat wag om afgelaai te word. Is dit alles tabak? Alles tabak. Die Malawiërs is baie behendig met houtsneewerk. Dit laat jou na jou asem snak. Plate houtsneewerk word op die sypaadjies uitgestal en dit oornag net daar sonder dat dit gesteel word.
Die laaste voorbereidings word nou afgehandel, want môre vertrek ons na Liwonde Nasionale Park, 250 km hier van Lilongwe af, waar die wildvangoperasie amptelik sal begin. Hierdie Honda motorfiets is saamgebring om die helikopter te help om die bokke aan te jaag na die vangkrale toe. Die swart-wit pense wat in Liwonde se nasionale park gevang word, sal daagliks na hierdie hokke vervoer word en dan hier onder kwarantyne staan totdat hulle na Suid-Afrika mag vertrek. In Malawi is geen lucerne te koop nie. Daar moes genoeg uit Suid-Afrika gebring word vir die hele wildvangoperasie. Al die brandstof vir die helikopter het ook uit Suid-Afrika gekom. Sake was so goed gereël dat ons elke dag skoon klere gehad het om aan te trek. Die persoon wie gewas en stryk het, 'n Malawier, sy naam is Erasmus. Hy het lank in Suid-Afrika gewerk en kan baie goed Afrikaans praat. Nie Eskom krag nie, maar Malawi krag voorsien die warmwater in die stort, wat dit ook aandra en die bosstort vul. Hy meet die temperatuur outomaties en stel dit met koue water reg. Nou is dit gereed vir die heerlikste stort. Wel, ek is nou hierso in hierdie bosstort en ek geniet dit fantasties. Ek het nou nie gedink hier in Malawi is sulke storte nie. Dit is heerlik. Maar dit is die breinwyf van nou Johan, hulle het gesorg dat dit luxe is vir ons hierso. Ons is hier in 'n 5-ster kamp. Soos julle kan sien, ek is hier onder 'n heerlike warm stort. En ek geniet dit baie en ons is almal elke aand silwer skoon. Ons laaste aand in die kamp in Lilongwe, want môre vertrek ons na die nasionale park van Liwonde, waar operasie swart-wit pens sal begin. Almal het vroeg opgestaan, want dit is 'n lang dag wat voor lê en ons moet honderde kilometer verhuis. Tente word afgebreek en die brandstof vir die helikopter word in die vragmotor gelaai. Die roete wat ons na Liwonde gaan volg. Die reis na Liwonde was baie aangenaam geweest en kort voor lank arriveer ons by die hek, waar die hekwag vir Johan verduidelik waar ons moet gaan aanmeld.
Johan en Dirk in gesprek met een van die senior manne van die park. No, but you will do so already. It's just, have you got a map? By hierdie chalet sal ons tuis gaan vir die volgende paar dae en kort na ons arriveer die helikopter. Dit die regte plek. Hallo Dirk. Nee. Oei, ek is jammer, ek het 'n bietjie slegte nuus vir jou hoor. Hoeso? Jy moet nou net kyk na hierdie blyk. Wel, hier is die kamer. Nee. Ek het net dan stop, maar stop net van al wat draai, hè. Stop. Ja, maar Dirk. Die eerste waarnemingsvlug word onderneem om vas te stel waar die bokke loop en waar die beste plek sal wees om die bouma te bou. Die manne was baie opgewonde toe ons die eerste bokke raak loop. Die aand is die kaart bestudeer om te kyk waar die beste plek is om die bouma te bou. Geen druk nie. En hierdie pad is baie mooi. Hierdie is 'n mooi pad, né? Hy was mooi van voor. Nou as ons hier gebou het, ek sou sê hierdie area. Daar. En as ons daai klaar getrek het, dan sou ek sê dat ons hier moet. Want daai pad is goed, daar by die vliegveld. Dat is ook weg vir die toeriste. Maar jy sê dan wat jy gesien, maar hoeveel weet jy Wat jy nou- wat jy nie gesien het? Ja. Ek dink so as ons vroeg môreoggend sal ek sal die ou gryp en dan sal ek jag tot daar en dan gee hulle net so 15 minute. Ja. Dat ek daar kom. Dan wag ek by daai drif tot ek sien dit is sleg en dan vlieg julle nou maar net weer reguit na daai Natuli Hills toe. En dan sal ek julle roep as julle daar draai wil. Dan sien julle of julle hierdie groepe weer sien. Hoe laat gaan julle môreoggend uit? Jy weet, Sewe, en half ek acht. glo ek